Hallo en baie welkom. Vandag gaan ons 'n paar geheime ontsluit. Die geheime van hoe om die wêreld om ons regtig te verstaan. Jy sien, ons gaan leer hoe om 'n kaart te lees. En nee, nie soos jy in die skool geleer het nie. Ons gaan dit doen soos 'n ware ontdekkingsreisiger. So, is jy gereed? Kom ons spring sommer dadelik in. So, is jy reg daarvoor? Dis die groot vraag, nê? Weet jy wat? Ek beloof jou, teen die tyd dat ons klaar is, gaan jy nie net ja kan sê nie. Jy gaan die gereedskap in jou hande hê om presies dit te doen. Goed, eerste dinge eerste. Alles begin by een woord: perspektief. Om 'n kaart regtig te verstaan, moet ons hele denkwyse verander. Ons moet ophou dink soos iemand wat hier op die grond staan en ons moet begin dink of eerder sien soos 'n voël wat hoog bo in die lug sweef. Kyk gou hier. Dis eintlik 'n baie eenvoudige idee. Aan die een kant het ons 'n sy-aansig. Dis mos hoe ons dinge elke liewe dag sien, né? Jy kyk van die kant af na 'n huis of 'n boom. Maar dan aan die ander kant is die planaansig. Dis die deurslaggewende een. Dis die uitsig van bo af, asof jy 'n arend is wat reguit afkyk. En daardie planaansig, dis presies wat 'n kaart is. So, om dit eenvoudig te stel, 'n kaart is basies net 'n tekening van 'n plek, maar altyd vanuit daai voëlperspektief. Dis 'n plat weergawe van die regte wêreld wat vir ons presies wys hoe groot iets is, watter vorm dit het en waar dit in verhouding tot alles anders lê. Okay, so ons het nou die regte perspektief. Ons sien soos 'n voël. Wat nou? Wel, nou moet ons die taal van die kaart leer. Want ja, jy het reg gehoor. Kaarte het hulle eie geheime kode. En ons gaan daai kode nou saam kraak. En waaruit bestaan hierdie kode? Wel, dis gemaak van simbole. Dink daaroor. In plaas daarvan om 'n hele gedetailleerde boom of 'n huis te probeer teken, gebruik 'n kaartmaker sommer 'n eenvoudige prentjie of 'n letter of selfs net 'n kleur. Hoekom? Want dit hou die kaart netjies en maak dit soveel makliker en vinniger om te lees. Maar wag 'n bietjie. Hoe op aarde weet jy wat elke simbool beteken? Dis waar die sleutel inkom, of soos party mense dit noem, die legende. Dink daaraan soos jou persoonlike geheime kode-dekodeerder. Dis die blokkie op die kaart wat vir jou presies vertel, daai stippellyntjie, dis 'n voetpad, of hierdie blou kronkel, dis 'n rivier. En weet jy, hierdie simbole kan letterlik enige iets in die regte wêreld verteenwoordig. Ons praat van die paaie waarop ons ry, die riviere wat hierdie landskap sny, geboue, spoorlyne, selfs iets so spesifiek soos 'n kerk of 'n hospitaal. Dis alles daar, netjies verpak in hierdie simboolkode. So, nou verstaan ons die taal van die kaart. Dis fantasties. Nou kan ons begin om spesifieke plekke op te spoor. Dit bring ons by die volgende stap. Hoe om die presiese ligging van enige skat op die kaart te vind met iets wat ons 'n ruitverwysing noem. As jy mooi na 'n kaart kyk, sal jy sien meeste van hulle het 'n rooster. Dis so 'n patroon van lyne wat op en af en dwarsloop om 'n klomp vierkante te vorm. En die slim ding is, elke liewe vierkant kry sy eie unieke naam of adres. Dit maak dit ongelooflik maklik om vir iemand te sê, "Hey, kyk in daardie spesifieke blokkie." En om hierdie adres te lees, is regtig so maklik soos 1, 2, 3. Stap 1, jy soek die regte letter bo aan die kaart. Stap 2, jy soek die regte nommer hier langs die kant. En nou vir die goue reël, die een ding wat jy moet onthou, dis altyd letter eerste, dan die nommer. So, die skat is in ruit A3, nooit ooit 3A nie. Onthou dit. Okay, kyk, ons kan nou goed op die kaart vind. Maar as ons daar is, in watter rigting moet ons loop? Dit is seker die heel belangrikste vraag vir enige avontuurder, né? Gelukkig lê die antwoord in een baie slim instrumentjie. Natuurlik, die kompas. Hierdie fantastiese stukkie toerusting het eintlik net een superbelangrike werk. Daai naald, dit wys altyd, en ek meen altyd, maak nie saak waar op aarde jy jou bevind nie, dit wys noord. En daai eenvoudige feit is die sleutel tot absoluut alles. En hier's nog 'n goue reël vir jou. Op so te sê, elke kaart wat jy ooit in jou lewe gaan sien, is noord altyd bo. Dis jou anker, dis jou beginpunt. As jy weet waar noord is, kan jy van daar af alles anders uitwerk. En dis mos logies, né? As noord bo is, dan is sy teenoorgestelde suid van selfsprekend altyd onder. So daar's jou op- en aflyn. Goed, volgende.
As jy na die kaart kyk, oos is altyd aan jou regterkant. Maklik. En dit los dan net een oor, Wes, aan jou linkerkant. En daar het jy dit, jou 4 hoofpunte. Noord bo, suid onder, oos regs en Wes links. Regtig, so maklik soos dit. Maar hier's 'n oulike wenk wat jy in die regte lewe kan gebruik buite die kaart. Sê nou jy's iewers en jy het nie 'n kompas by jou nie. Onthou net die volgende: die son kom altyd in die ooste op en gaan altyd in die weste onder. Dis 'n ingeboude kompas wat die natuur vir ons gee. Sjoe, okay, kom ons vat gou 'n oomblik. Ons het die voelperspektief, ons kan die geheime kode kraak, ons kan die ruitverwysings gebruik om enigiets op te spoor, en ons weet waar noord, suid, oos en wes is. Ek dink is tyd om al hierdie nuwe superkragte saam te voeg en dit toe te pas op 'n kaart van ons eie pragtige land, Suid-Afrika. Nou, voor ons inspring, dis belangrik om te weet daar is basies 2 hoofsoorte kaarte. Eerstens het jy 'n fisiese kaart. Dit wys jou al die natuurlike goed, jy weet, berge, riviere, oseane. En dan, aan die ander kant, het jy 'n politieke kaart. En dit wys al die lyne en grense wat ons mense getrek het, soos lande, provinsies en stede. En kyk hier, dis 'n perfekte voorbeeld van die inligting wat jy op 'n politieke kaart sal kry. Ons sien Suid-Afrika se 9 provinsies, elkeen met sy hoofstad. Dis presies daai mensgemaakte verdelings waaroor ons nou net gepraat het. Dis die struktuur wat ons aan ons land gegee het. En net so is jy toegerus. Jy het nou die basiese gereedskapskes van 'n ware ontdekkingsreisiger. Jy kan sien soos 'n voël, jy kan die geheime kode lees, jy kan enige skat opspoor en jy kan jou rigting vind. So die heel laaste vraag, en dis die belangrikste een, nou dat jy dit alles kan doen, waarheen gaan jou heel eerste avontuur jou neem?